Prys die Here. Kom ons gaan saam lees. Deuteronomium hoofstuk 9 vers 1. Hoor Israel, jy trek vandag deur die Jordaan om nasies in besit te gaan neem, wat groter en sterker is as jy. Stede wat groot en tot aan die hemel versterk is. Soos die nasies wat die Here voor julle vernietig, so sal julle omkom, omdat julle na die stem van die Here julle God nie geluister het nie. Hoor Israel, jy trek vandag, laat lees ek nou dieselfde versie weer. Vers 3, weet dan vandag dat die Here jou God die een is wat voor jou oortrek, soos 'n verterende vuur. Ja, hy sal hulle vernietig en hulle voor jou onderwerp, sodat jy hulle gou kan verdrywe en tot niet maak soos die Here jou beloof het. Net tot sover. Man, dis 'n kragtige woord hierdie. Ek is so opgewonde oor dit, want dit is soveel geestelike betekenis vir my en jou. Kyk hier is die ding wat die Here sê. Hy sê, jy trek deur die Jordaan, om nasies in besit te gaan neem wat groter as jy is en sterker as jy. Daar's dinge in hierdie lewe, broer en suster, wat groter is as ek en jy. Daar's probleme waarteen ek en jy te staan kom, wat groter is as ons vermoë. Ons het nie krag om dit te oorwin nie. Ons het nie die vermoë om dit te oorwin nie. Ons het nie die strategie nie. Maar prys die Here, groter is hy wat in my is, as hy wat in die wêreld is. Dis wat die verskil maak, dis wat God hier sê. Hy sê stede wat te groot is en tot aan die hemel versterk is. As jy onder teen daai stad se muur staan en jy kyk op teen daai muur, dan lyk dit of daai stad se muur tot aan die hemel is. Dis wat God hier sê. Hy sê dis hoe dit lyk uit jou oogpunt uit. Dis hoe jy dit sien. En maar dan kom hy en hy kom sê in vers 3, weet dan vandag dat die Here jou God die een is wat voor jou oortrek soos 'n verterende vuur. Ek weet nie wie van julle het al 'n veldbrand se krag beleef nie. Ons was al 'n paar plekke gewees by veldbrande wat ons voor daai brand moes vlug. Partykeer is hy hier in die klein grasies. En dan is daar nie wind nie, maar as hy daai bosse gevat het. Daar was eendag 'n slim ou daar van die departement van forestry, wat daar vir ons boere kon vertel het van ladder fuels. Nou ladder fuels is as daai vuur in die bome opklim en hy kry daai droë materiaal binne in die bome en hy klim hom soos 'n leer en hy gooi hom in die lug en hy vat 'n vinknes en hy gooi hom bo oor die rivier, bo oor die N1, bo oor die paaie en hy vuur hardloop so ver as wat die wind hom dryf en daar kan niks omkeer nie. Nou God sê, so sal ek met jou vyande maak. Is dit nie 'n wonderlike belofte nie? Kan ons sê, dankie Here daarvoor. Dankie Here, my vyande word verbrand in Jesus naam. My vyand wat te groot is, te sterk is vir my, God sal hom oorrompel soos daai ladder fuels, en hy sal oor hom brand, hy sal hom verteer, laat hy kragteloos voor my staan. 'n verterende vuur, sê die Here. Hulle sal hulle voor jou onderwerp, sodat jy hulle kan verdryf, en tot niet maak, soos die Here jou beloof het. Nou kom ons lees daai laaste stukkie weer saam. Sodat jy hulle gou kan ek lees op die verkeerde plek. Ons moet begin by hy. Kom ons lees saam by hy. Hy sal hulle vernietig en hulle voor jou onderwerp, sodat jy hulle gou kan verdrywe en tot niet maak soos die Here jou beloof het. 3 goed wat die Here sê wat jy gaan doen. Die eerste ding is, hulle sal hulle voor jou onderwerp. Met ander woorde, elke reus wat voor jou en my wil opstaan, sal onderwerp wees aan jou gesag in Christus Jesus. Jou gesag, jou woord. Sodat jy hulle gou kan verdrywe. Het jy geweet, God nooi ons uit om te verdryf. Hy sê vir Jeremia, ek salf jou vandag tot profeet, om op te bou en neer te slaan, om te bou en te plant, om af te breek en te vernietig. En dit is wat God vir ons roep, hy roep ons om te verdryf. En voor ek en jy nie verdryf uit ons lewens uit, die gaan goed baie tuis bly in jou en my lewe. Maar ons moet op 'n plek kom waar ons sê, ek verdryf jou in die naam van Jesus. En dan sê hy, en tot niet maak, soos die Here jou beloof het. Laat hy nooit weer kan
terugkom nie. Nou kom ons gaan kyk volgende. Ons het die laaste 3 Sondae gesels. Ons het begin by sondebewustheid en toe het ons dit van kant gemaak. Toe het ons gegaan na ongeloof toe. Ons het ongeloof uit die pad uitgevat. Ons het laasweek gepraat oor vrees. Ons het vrees uit ons lewens uitgevat. En vandag praat ons oor depressie. Nou toe ek hierdie boodskap moet voorberei, toe dink ek, man, ek dink die depressie is dalk so 'n groot probleem. Ek weet nou nie of die Here nou reg vir my lei om hierdie ding te praat nie, want ek weet nie, ek sien niemand hier in Vredefort wat aan depressie ly nie. En ek weet nie of is dit die regte ding om oor te praat nie, totdat die Here dit begin oopbreek. En ek verstaan wat dit is. En ek verstaan hoe groot reus dit is, wat staan voor die kinders van die Here. Ek weet nie wie van julle het al in 'n minder of 'n meerdere mate aan depressie gely nie. Ek kan my hand opsteek vanoggend. Ek wil vir julle sê, voor jy nie weet wat dit is, jy gaan jy nie weet jy het hom nie. Nou wat sê die statistiek? Die statistiek sê in 2023, 2 jaar terug, was daar 332 miljoen mense oor die hele aarde wat aan depressie gely het. Hulle sê depressie is die grootste oorsaak van vermoë om nie vermoë te hê nie. Om nie te kan werk nie, om nie te kan funksioneer nie, om niks te kan doen nie. 330 miljoen mense op aarde sit met hierdie probleem. En dis van die wat hulle weet, dalk is daar baie wat nie meer weet nie. Dan sê hulle, daar's 2 maal meer vroue as mans, wat op enige stadium aan depressie ly. So waar is die duiwel se konsentrasiepunt? Dis wat ek graag wil hê ons moet raak sien hierin. Hulle sê 1/3 van die Amerikaanse bevolking ly aan depressie. Is dit nie geweldig nie? 1/3. Toe ek dit hoor, toe dink ek aan die 1/3 van die engele wat saam met die Lucifer uit die hemel uitgewerp is, wat nou demoniese magte hier op aarde is, deel is van sy ryk. En daai 1/3 vat 1/3 van die mense saam met hom. Hulle sê die grootste groep ouderdom wat aan depressie ly is die mense tussen 18 en 29 jaar oud. So prys die Here, die meeste van julle is al by depressie ouderdom verby. Maar weet jy wat, toe ek dit lees, toe is dit vir my so tragies. En ek sê, duiwel, jou rubbish, jou siele vyand. Jy wil die wonderlikste jare van 'n mens se lewe, die jare wanneer jy in die vleuer van jou jare is, in die vleuer van jou jeug is, in die goeie jare, in die jare wat jy sterk is, in die jare wat jy jou beste moet kan gee, daai jare wil hy by mense steel. Is dit nie geweldig nie? Om te dink 'n kind kom nou uit matriek, hy het nou klaar gemaak met skool, en hier val hy in depressie. En die oomblik toe ek dit lees, toe sien ek hulle raak. So. Mense wat ek ken, die mense wat ek van weet, kinders, studente. Man, 'n mens dink studente lewe is die lekkerste tyd wat daar is, en dis die meeste van hulle wat sit met depressie. Want die duiwel bring dit op hulle af. En dan sê hulle 'n ander ding wat ek nie geweet het nie. Hulle sê die grootste depressie is in die platte land en nie in die stad nie. En toe ek dit lees, toe dink ek weer, ek dink dis ook waar. Sy kyk na die mense in Vredefort. Sy kyk na die mense wat ek op straat sien, dan sien jy in hulle gesig die swaar van die lewe. Jy sien die bedruktheid. Jy sien die mag wat oor hom hang, wat hom onder wil trek, wat sy lewe van hom volvat, wat sy energie steel, wat hom leeg trek. Die mag van depressie. En daar's 2 koninkryke. Daar's die koninkryk van duisternis en daar's die koninkryk van lig. En dit wat Satan mee besig is in die koninkryk van duisternis is om mense te vernietig, want depressie lei tot selfvernietiging. Dit is sy uiteinde. Selfmoord of selfvernietiging. Dis waar hy jou heen vat. Die oomblik wat hy jou in sy spiraal het, wat dit heeltyd in die ronde draai, ek gaan nou vir jy verduidelik hoe dit werk, dan gaan jy in daai spiraal kom totdat jy die punt bereik waar jy jouself wil vernietig. En weet jy wat doen mense wat in depressie ly? Hulle begin hulle self sny. Hulle begin hulle self beseer. Hulle begin dwelms gebruik, hulle begin drank gebruik, hulle begin val in die dinge van hierdie wêreld om net ontslae te raak van die stryd. En hoe groot is hy stryd nie? Maar prys die Here. Aan die ander kant is daar die koninkryk van lig.
En die koninkryk van lig is God se koninkryk. En in die koninkryk van lig is die woord waar wat sê nie deur krag of deur geweld, maar deur my gees spreek die Here. Want dit is net die Heilige Gees wat hierdie bande kan breek. Dis net die krag van die Here wat dit 'n mens kan ontslaa maak daarvan. Ek wil graag vir julle lees Jesaja 59 vers 19 in die King James vertaling. So shall they fear the name of the Lord from the west, and his glory from the rising of the sun. When the enemy shall come in like a flood, the Spirit of the Lord shall lift up a standard against him. I say, when the enemy shall come in like a flood. Weet jy hoe kom die duiwel? Hy kom soos hy in Job se tyd gekom het. Met vloede van verkeerde nuus, met vloede van slegte nuus, met vloede van probleme. En ek weet nie wie van julle het al daai golwe gevoel oor jou lewe kom nie. Dit voel of jy een ding die volgende ding laat gebeur. Maar hy sê, when the enemy shall come in like a flood, the Spirit of the Lord shall lift up a standard against him. En hier is een van die kragtigste verse wat ons moet bely wanneer dit kom by hierdie gees van depressie. Daar's 'n wonderlike gedeelte in die woord van die Here, 'n hoofstuk dink ek wat totaal gewy is aan hierdie toestand. Aan hierdie gees. Want een van die grootste dinge wat ons moet weet is dat depressie is nie 'n siekte nie. Depressie is nie 'n emosionele toestand nie. Depressie is 'n gees. En die oomblik wat jy dit definieer as 'n gees, begin jy dit anders sien, jy begin anders daarna kyk en jy begin dit anders hanteer. Maar voor dit sien jy hom nie raak nie. Jy sien hom raak as 'n verkoue, as 'n griep, as 'n permanente toestand wat jy die res van jou lewe op pille moet wees en jy weet nie hoe om daarvan los te kom nie. Maar tot jy weet dis 'n gees, dan weet ons hoe om daarteen te veg. Nou ons gaan lees in Jesaja hoofstuk 61 vers 1. Hy sê daar, die gees van die Here is op my, omdat die Here my gesalf het, om 'n blye boodskap te bring. Weet jy, dis die eerste ding wat die Here wil sê vir mense wat in depressie vasgevang is. Daar's 'n blye boodskap. Want ou wat in depressie is, het geen blydskap nie. Hy kan nie blydskap sien nie, hy kan dit nie ervaar nie, dit kry nie vat aan hom nie. Maar daar's 'n blye boodskap wat deurdring tot in daai harde hart. Daar's 'n blye boodskap wat kan ingang vind in so mense binneste. Hy sê hy het my gestuur om te verbind die gebrokenis van hart. Is dit nie pragtig nie? Om te verbind. Om vir die gevangenes 'n vrylating uit te roep. Daar's mense wat in slawerny is in die tronke van hulle eie bestaan. Hy sê bring vrylating. En vir die geboeides, opening van die gevangenes. Die kettinge wat mense vashou, die geboeides, hy's besig om geestelik hier te praat. Hy praat nie van mense wat fisiese boeye is nie. Hy praat van jou en my gees wat in boeye kan beland wanneer Satan sy wil uitgeoefen het oor ons. Dan sê hy verder om uit te roep 'n jaar van die welbehae van die Here en 'n dag van die wraak van ons God. Weet jy wat? God oefen wraak uit oor jou vyande. Daar's 'n dag van wraak wat aanbreek, die oomblik wat ons God toelaat in ons lewens om te sê, Here, jaag hierdie Egiptenare op 'n hoop. Jaag die plaag van God, laat dit val oor hierdie toestand in my lewe, oor hierdie gees wat homself kom tuis maak het in my lewe. 'n Dag van wraak. En dan kom hy so mooi sê, om al die treurendes te troos. Halleluja. O, prys die naam van die Here. Weet jy wat, daar's troos, broer en suster. En weet jy wat, daar's so baie seer daar buite, dat ons besef nie altyd hoeveel troos is daar nodig nie. Toe ons daar by die kamp was, so 'n paar weke terug, toe praat een van die mense daar oor die Heilige Gees, wat die trooster is. En daai dag het iets vir my oopgegaan, dat ek nog nooit besef het nie. Maar ek dink ek het dit net nooit besef nie, oor ek het nie wil hoor nie. Want weet jy wat? Ek voel ek is 'n man. Ek moet sterk wees. Ek moet staande bly. As die moeilikheid kom, dan moet ek dit kan hanteer. Ek is nie iemand wat 'n trooster nodig het nie. So ek lees in die woord van die Here, die Heilige Gees is die trooster. Maar ek skuif dit een kant, want ek moet my man staan. Ek moet dapper wees.
Ek moet 'n held wees. Ek moet vasbyt, al is dit hoe swaar, al is dit hoe moeilik. Ek het nie nodig om my te laat troos nie. En dieselfde oomblik laat ek nie die Heilige Gees toe om een van sy grootste rolle te verval nie. Want dis die primêre naam wat Jesus hom genoem het. Hy het gesê, as ek weggaan, sal die trooster na julle toe kom. Die Parakletos, die een wat jou heel maak, die een wat jou verbind, die een wat vir jou hoop gee in jou omstandighede. En weet jy hoe nodig is dit in ons wêreld? Want ons sien dit daar buite. Weet jy hoe lyk die seer van die wêreld? Ons sien dit in die mense wat na die vals trooster gryp. Wie is die vals trooster? Die vals trooster is drank. Die vals trooster is sigarette. Die vals trooster is dwelms. Want al hoekom jy daai goed gryp, is hoor jy nie die ware trooster toelaat om jou te troos in jou lewe nie. Want jy seer, en jy troos nodig, en jy het nodig om verbind te word, om heel gemaak te word, en solank as wat die ware trooster nie daai toegang kry in jou lewe nie, kom die vals trooster in. En hy neem jou verder weg van God af. Hy steel jou jonkheid. En wanneer die drank sy effek klaar uitgeoefen het, en is verby, en jy is weer nugter, wat kom dan? Depressie. Dan kom skuldgevoelens. Dan kom die hopeloosheid. Dan kom alles terug van vooraf. En Satan kry jou beet waar hy jou nog altyd wou hê. Maar kyk wat sê die Here, om al die treurendes te troos, om vir die treurendes in Sion te beskik dat aan hulle gegee word, sieraad vir as, vreugdeolie vir treurigheid. Nou as jy mooi gaan kyk na hierdie woord, wat hy praat altyd van treurendes, en die wat treur, en treurigheid, en al hierdie goeders, maar as jy gaan kyk na die grondwoord in Hebreëus, wat die betekenis daarvan is, dan is hierdie presies wat depressie is. Mense wat sit in 'n depressiewe toestand, wat depressie die oorhand gekry het oor hulle lewe, hulle is in treur. Vreugdeolie vir treurigheid, 'n gewaad van lof vir 'n verslae gees. Prys die naam van die Here. Ou Derek Prince sê, hy lees hierdie selfe teks, en hy sit met depressie wat hy vir jare nie lank kan ontslaa raak van nie. Hy drink maar sy medikasies en sy goeders en probeer maar die beste daarvan maak, maar dit gaan nie weg nie. En die oomblik toe hy dit hier lees, dat hier staan 'n gewaad van lof vir 'n verslae gees. Toe besef hy, dis nie 'n toestand nie, dis 'n gees. Dis 'n gees wat beset neem van mense se binneste, 'n gees wat homself indring in jou lewe in, en wat 'n proses volg om daar te kom. En as hy eers die hou vas het, dan verskuil hy homself daar. Maar wat sê die Here? Sodat hulle genoem kan word, terebinte van geregtigheid, 'n planting van die Here tot sy verheerliking. God sê, wanneer jy losgemaak is hieruit, gaan jy soos 'n nuwe plant wees wat geplant is, wat uitspruit, wat 'n sterk boom word. Hierdie woord terebind is 'n woord vir 'n sterk gevestigde boom met vaste wortels. Dis God se plan vir my en jou. Prys die Here. Vers 7 van hierdie hoofstuk sê hy, in plaas van julle skande, ontvang julle dubbele deel. Weet jy wat doen Satan? Hy het 'n fyn uitgedinkte strategie. Hy sit die lokkas uit. En hy bring my en jou in die plek in waar ons hierdie lokkas wil vat wat hy vir jou uitsit. Of dit nou sy vals trooster is, en wat dit ook al mag wees in jou lewe, maar hy bring jou in, hy lok jou in. En die oomblik wat jy geval het in sonde, die oomblik wat jy gedoen het wat hy vir jou voorgelê het, dan laat hy die skande oor jou rol. Dan sê hy, kyk nou net. Wie dink jy is jy? Jy beter jou voete nie weer in die kerk sit nie. Kyk wat 'n vuil sondaar is jy. Jy kan jouself nooit weer 'n Christen noem nie. God sê jou nooit vergewe vir dit wat jy nou gedoen het. En hy maak jou vas met skande. Weet ek het iemand gehad wat my gebel het hierdie week. En vertel het. 'n man, 'n jong man, 'n goeie man. Hy begin 'n nuwe besigheid. Hy het altyd gewerk vir ander mense. En toe begin hy 'n besigheid. En sy eie besigheid. En dit was vir hom 'n groot stap in sy lewe. En hy is so opgewonde oor hierdie besigheid. En dit is 'n groot stap 3 jaar terug.
En hy bid so en sê, Here, seën hierdie besigheid. Here, help my. Ek weet nie hoe lekker hoe nie. Ek het nog altyd vir 'n baas gewerk, maar nou het ek geleer om my eie besigheid te begin. En hy begin hierdie besigheid. En hy begin werk. En hy werk hard. En hy werk dag en nag. En hy werk al meer en al meer in die volgende oomblik toe begin die vrees op hom. Wat as ek misluk? Wat as goed nie uitwerk nie? En dan loop goed verkeerd. En toe die goed verkeerd loop, toe beland hy in 'n plek waar hy sê, joh, ek weet nie wat nie, ek het verskriklike angs, ek moet ontspan, ek moet my werk doen, ek kan nie. En wat doen hy? Gryp na die drankbottel. En hy begin drink. Elke aand. Eers is dit net elke aand. Toe begin dit maar in die middag hier by 3 uur al. Toe begin dit al 12 uur. Toe is dit saam met middagete. En weet jy waar is hy nou? Hy's nou op 'n plek waar die dokter vir hom sê, as jy daai drankbottel moet neersit, gaan jy sterf. Want as hy in die oggend opstaan, dan begin hy. En weet jy hoe dit begin? Dit het goed begin. Dit het net begin by iemand wat 'n goeie besigheidsman wou wees, wat net graag die beste wou doen. Maar iewers langs die pad het hy die valstrooster gevat. En iemand iewers langs die pad het hy nie raak gesien hoe die duiwel sy lewe wil beleer en sy besigheid van hom wil steel nie. Maar hy wil nie net dit doen nie. Hy wil sy huwelik steel. Hy wil sy kinders steel. Ons het 'n regte vyand, broer en suster. Baie Christene leef asof ons nie een het nie. Maar hy wil vir u sê, hy's uit daar om my en jou se lewe te redeer. En as ons nie geestelik na hierdie goed gaan kyk nie, gaan ons hom dalk toegang gee. Gee aan die duiwel geen plek nie. Gee aan hom geen plek nie. Hy's 'n verwoester. Hy wil jou vernietig. Hy wil jou besigheid vernietig. Hy wil jou boerdery vernietig. Hy wil jou huwelik vernietig. Hy wil alles steel. En dis hoekom ons nodig het om dubbel seker te maak. Kyk wat sê die Here. Wat ek eintlik wil by uitkom is die skande. En hierdie vroutjie vertel vir my hierdie verskriklike ding. Sy sê haar familie weet nie, haar mense weet nie, niemand weet nie. En hulle kan nie kerk toe gaan nie, want as hy in die kerk sit, begin hy onttrekkingssimptome kry. Hulle kan nêrens heen gaan nie. Hulle het nie vriende nie, want hulle kan nie by die vriende gaan kuier as hy nie kan drink nie. En hulle word afgesonder. En sy sê en sy leef in skande. Sy kan nie hierdie skande vir niemand vertel nie, en sy weet nie hoe om dit te openbaar nie. Ek sê vir haar, weet jy wat, die Bybel sê, openbaar die onvrugbare werke van duisternis, laat dit aan die lig kan kom, laat God se lig daarin kan skyn. Ek sê die beste ding wat jy kon doen is om te praat. En sy sê vir my, sy weet nie hoekom, maar sy voel 'n las is van haar af. 'n juk het van haar skouers afgeval, net die oomblik toe sy daaroor gepraat het. Ek sê, nou sit die Here se beurt. Nou gaan die Here begin werk. Nou gaan ons bid vir jou man. Nou gaan ons hom op die regte plek kry. Nou gaan God begin intree in julle huwelik, hierdie besigheid spaar, die duiwel se tentakels uit julle lewe uitkry. Maar weet jy wat, toe 'n man val in drank, toe val sy in depressie. En so gaan Satan aan en hy vernietig. En kyk wat sê God, in plaas van julle skande. O, prys die Here. Broer en suster, ek wil vir jou sê, in plaas van jou skande, daai skande van die sondes, daai skande van die goed wat in jou lewe gebeur het, in plaas daarvan, ontvang julle 'n dubbele deel. Sê 'n bietjie dankie Jesus. Dankie Jesus vir 'n dubbele deel. Dit wat die vyand van jou geroof het, jy sal dubbel vergoed word. Dit wat die duiwel gesteel het in jou lewe, jy sal dubbel dit terugkry. Job het opgestaan uit die as van sy eie vernietiging uit, nadat die duiwel sy lewe geruïneer het, en die woord sê, en hy dubbeld gehad. Hy dubbeld sy vee gehad, dubbeld sy grond gehad, dubbeld alles gehad. Walter Ferreira vertel ons op die mannekamp, hy sê hy was jonk en onkundig. En die duiwel vat hom op 'n verkeerde pad, help hom uit al sy grond uit, verloor alles. Sê tot op 'n plek waar die boerevereniging vir hulle elke week R200 gegee het vir kos om hulle gesin aan die lewe te hou. Hy sê, maar hy kom terug by God, en hy gee sy lewe aan die Here oor. En hy sê, hy wil nie daarmee spog nie, maar vandag kan hy sê, hy 10 hektaar vir elke hektaar wat hy verloor het, daai jare. Want God het 'n dubbele deel teruggegee.
God het 10-maal vergoed. Halleluja. Man, mag die duiwel veld verloor in my en jou lewens. Mag die duiwel veld verloor in ons familie en ons mense se lewens, want God gaan 'n dubbele deel teruggee. In plaas van die smaad sal julle jubel oor julle deel. Daarom sal hulle in 'n land 'n dubbele deel in besit neem, ewige vreugde geniet. Prys die Here. Vreugde is jou en my deel. Blydskap is jou en my deel. Daar kan nog beproewings kom, daar kan nog toetse kom, maar hulle kan nie vat kry aan jou nie. Hy kan jou nie lei in depressie in nie. Hy kan jou nie vat na die plek toe waar die duiwel jou wil hê nie. Vers 10, dis die loflied van die bevryde man. Kyk wat sê hy. Ek is baie bly in die Here, my siel juig in my God. Dis hoe iemand lyk wat deur het gekom het, wat bevry is deur die Here, wat losgekom het. Hy het my bekleed met die klere van heil, my in die mantel van geregtigheid gewikkel. Soos 'n bruidegom wat priesterlik die hoofversier sal ombind, en soos 'n bruid wat haar versier met haar juwele. Hy sê ek is soos iemand wat op pad is om te gaan trou, soos ek bly en juig in die Here my God. Dit is die wapens wat God ons gee. Nou kom ons gaan net in 'n paar definisies in. Ek wil eerstens kom laat ons kyk by die plek. Wat is depressie? Ek het reeds iets gesê, dis 'n gees, dis nie 'n gevoel nie. So wanneer ek die gevoel kry, moet ek weet dit is nie 'n normale menslike gevoel nie. Hier is 'n gees wat besig is om my nou aan te val. Hier's 'n gees wat besig is om my lewe te wil beleer. Hier's 'n duister wese wat sit agter 'n gordyn. Ek kan hom nie sien nie, maar ek kan sy effek voel in my lewe. Hy's 'n gees. Sy doel is selfmoord, selfvernietiging. Mense wat in depressie is, die uiteinde daarvan as dit nie behandel word en nie verlos word daarvan nie, is selfmoord. Of om homself te vernietig, sy liggaam te beseer. Jy weet die mense wat hierdie goeters bestudeer, is Michelle Strydom, sê daar word 'n kalmerende stof vrygestel in jou liggaam wanneer jy 'n wond kry. En dis hoekom daai jong mense sit met daai lemmetjies en sny hulle self op die plekke waar niemand dit kan sien nie, want daai stof word vrygestel wat hom kalm maak. Want die stryd woed in sy binneste. Ja, wat 'n verskriklike toestand om in te kom. Maar hoe begin dit? Dit begin by die duiwel skep omstandighede. Het jy geweet dat hy kan omstandighede skep? Toe Paulus op die see was, op pad na Rome toe, om voor die keiser te gaan staan in God se wil, toe bring die duiwel 'n storm op die see. 14 dae lank. Hy skep omstandighede, hy bring storms in my en jou lewe. As die omstandigheid daar is, dan veroorsaak dit 'n probleem. As die probleem voor jou kom staan, soos daai reus wat ons vanoggend van gelees het, dan begin jy negatief dink. Dan praat jy soos Israel wat gesê het, ons is so sprinkane in hulle oë. Ons kan hulle nie oorwin nie. So begin jy dink. As jy so begin dink, die volgende is jy begin so praat. Jy begin woorde gee aan jou probleem. En elke mens wat jy voor mee te doen kry, as 'n vrou gaan dit, sy sê onder omstandighede. Onder omstandighede. Ons het op 'n stadium so kwaai gepreek daaroor, toe ek niemand meer hoor dit sê nie, en toe hoor ek nou dag weer iemand wat dit sê. Ons mag nooit onder omstandighede wees, 'n kind van God is altyd bo omstandighede. Al voel dit nie so nie, ons is 'n oorwinnaar in Christus Jesus naam. As ek hier saam met die probleem begin praat, is dit die oomblik wat ek die deur oopmaak vir die gevoel van depressie. Depressie kom in saam met my woorde. As ek nog nie by die punt van woorde uitgekom het nie, het hy nog nie 'n vaste plek in my lewe nie, maar dood en lewe lê in die mag van die tong, en die wat dit graag gebruik sal die vrug daarvan eet. En die oomblik wat ek die depressie spreek, dan kom hy in, want hy het die toegang gekry deur my tong, en sy uiteinde is dood. Hy is die gees wat dood wil bring, en hy kom in om dood te bring. En na ek dit gevoel het, dan gaan ek na 'n oorname van denke. Weet ek was nog nooit in hierdie toestand nie, maar hulle sê mense wat werklik depressie het, se gedagtes is heeltemal vervul met ander denke. Dit voel vir hom of daar nog iemand is wat binne in hom besig is om te praat. En hy probeer teen dit praat en hy kan nie, en daar's hierdie stryd, hierdie verskriklike stryd in hulle binneste. Hulle denke word daardeur oorheers.
En wat is die gevolg? Daar's elke dag stryd, daar's elke dag hierdie geraas in jou kop waarvan jy nie ontslae kan raak nie. Jy raak moeg, jy raak uitgeput, jy slaap nie meer in die nag nie. Jy kry geen rus nie. Dis 'n permanente stryd. Weet jy, ek dink nie ons kan ooit besef wat binne in mense se gedagtes aangaan nie. Ons gedagtes is so groot, die Bybel vergelyk dit met 'n stad. Hy sê iemand wat sy eie homself kan beheer, is soos iemand wat 'n stad kan regeer. So groot is my en jou binnekant, ons gedagte wêreld. En die uiteinde van dit is selfvernietiging, soos ek paar keer gesê het. So wat veroorsaak depressie? Kom ons gaan kyk 'n paar punte. Die eerste ding is skuldgevoelens. Skuldgevoelens, en hierdie skuldgevoelens kan of werklik wees, dat jy werklik iets verkeerd gedoen het, of dit kan iets wees wat opgeblaas is deur die duiwel. Skuldgevoelens lei jou in depressie in. Ek is hopeloos, ek is 'n mislukking, ek gaan ondergaan. Hierdie goed is wat mense sê wat met skuldgevoelens rondloop. Die tweede punt is minderwaardigheid. Ek het 'n slegte selfbeeld, ek voel minderwaardig. Dalk oor my geskiedenis, my agtergrond, wie ek ook al, minderwaardigheid bring jou in depressie in. Wat is nog 'n oorsaak? Ongelukkige kinderjare. Weet jy hoeveel mense se probleem begin in hulle kinderjare? Hierdie goed moet ons voor die Here bring. Ons moet dit voor God bely en sê, Vader, ek wil hierdie dag in my kinderjare voor U bring. Ek wil my pa en my ma en my onderwyser en my broertjies en sissies, ek wil hulle vergewe vir die ding wat hulle gebring het oor my, wat my ry van daai jare af. Daar kom goed. En ons bring baie keer ons eie goed oor ons. Ek het al op 'n dag vir julle vertel van die dag toe my pa vir my en Manus daar op die 2 kroegstoeltjies laat sit en sê, wie het dit gedoen? En ek kry my pa oortuig dat dit Manus was. En dit was ek. En my pa glo my. En hy slaat vir Manus. En daai ding het ek onthou tot vandag toe. Al die pak slaas wat ek gekry het vir dit wat ek gedoen het, het ek lank al vergeet. Want dit was nie 'n ongeregtigheid nie. Dit was nie 'n ding wat skuldgevoel by my opgewek het nie, maar daai een, ek onthou hom. Maar prys die Here verlos ons daarvan. Op 'n dag het ons ou Richie hier gehad. Wie van julle onthou vir ou Richie? Ja, hier is nog so 'n paar mense wat ou Richie. Hy was 'n boemelaar. Adolf het hom daar van die straat af gekry in Parys, het daar by Steers gesit elke dag. Kom ou Richie hier in die kerk. Dan wil hy sy hele lewe vir die Here gee, maar hy kry nie die drank gelos nie. Hy kry homself net nie uit sy probleme en uit sy omstandighede. Hy het tot ten einde laaste het hy homself doodgedrink. Ten spyte van alles wat ons probeer het. Ten spyte van alles wat ons oor sy lewe probeer toevoeg het. Kon hy nooit die oorgawe maak nie. Weet julle waar sy probleem begin? Hy het ons vertel. Sy probleem het begin in standaard 6, toe sy pa hom koshuis toe gevat het en hy wil nie koshuis toe gegaan het. Hy wil by die huis gebly het. En wat sê ons vir hom? Sê man Richie, jy's verspot. Koshuis is lekker man, dit sê, jy kan nie jou hele lewe verby drink en nie oor dit kan kom nie, maar daai ding het 'n wond in sy binneste gehad wat gebly het en hy kon nooit daarvan ontslae raak nie. Sy lewe vernietig. Gevat in depressie. Oordraging van gees. Hierdie is 'n belangrike ene. Spreuke 22 vers 24. Verkeer nie met 'n driftige man nie en met 'n opvleende man moet jy nie omgaan nie, sodat jy nie gewend raak aan sy paaie en 'n struik vir jouself span nie. Weet jy wat, dat wanneer mense met mekaar kommunikeer, is daar oordraging van gees. Wanneer ons in mekaar se teenwoordigheid is daar oordraging van gees. Wanneer die woord sê, dat jy sal tot in die 3de en die 4de geslag die vloek van die vaders dra, dan word dit verbind deur 'n oordraging van gees. Die meeste mense wat in 'n huis groot geword het, waar 'n pa in dronkenskap word, dan gaan die seun ook in dit in. Want dit is oorgedra op hom. Kriminele, se kinders word weer kriminele. As jy in vriendekringe is, die woord sê yster slyp yster, vriende vorm mekaar. As jy in vriendekringe is, dan gaan jy aangepas word volgens daai vriendekring. Jy gaan word soos wat die vriendekring is.
En dis hoekom dit so belangrik is, daar's oordraging van gees. En wanneer ek my omring met mense wat depressief is, gaan hulle my aftrek soontoe. Dis die gevaar. So daar's oordraging van gees, oorweldigende omstandighede. Ons het al 'n bietjie daaraan geraak. Die duiwel skep omstandighede wat vir jou en my onmoontlik is om te funksioneer. Maar weet jy wat moet ons doen wanneer hier omstandighede kom? Gee dit vir die Here. En as jy hom weer wil optel, gee hom weer vir die Here. Ek het partykeer hy manier. Ek gee iets vir die Here en dan dadelik is die lig daar en ek is te bly en ek is te wonderlik. Môreoggend staan ek op, dan voel ek hier sit hy weer op my rug. Dan moet ek hom weer afgooi. Ek moet hom weer vir die Here gee. 2 Korintiërs 5:7 sê Paulus, want ons wandel deur geloof en nie deur aanskouing nie. Die duiwel sal goed voor jou oë bring wat jy met jou oë sien en jy sal sien ek kan nie hierdie probleem oorkom nie. Ek kan nie hierdie stryd nie, is te groot, is te swaar vir my. En daar moet ons nie deur ons aanskouing wandel nie. Ons moet in geloof wandel. As goed nie reg lyk nie, moenie omgee hoe dit lyk nie. Glo wat God se woord sê van dit wat die waarheid is. Ons wandel deur geloof en nie deur aanskouing nie. Die volgende ding wat depressie veroorsaak is krankheid, siekte, medikasie. Ek is al baie keer sterk in geloof en beveel die duiwel en jag hom uit maar ek wil vir julle sê, as daai maagaandoening kom, daar's min dinge wat jou so leeg tap soos daai een. En jy lê daar en jy's pap. Dan sukkel jy om een Bybelversie te onthou. Krankheid bring dit. En daar moet ons mense dra wat deur krankheid gaan. Hy het nie op daai stadium krag in homself om gelowig en vurig te bid nie. En dis hoekom die woord sê, is daar iemand onder julle wat siek is? Laat hom die ouderlinge bring. En laat hulle oor hom bid, nadat hulle hom met olie gesalf het. En die gebed van die geloof sal die kranke oprig. Die gebed van die geloof van die mense wat saam met hierdie kranke staan. Siekte is 'n geweldige ding. Spreuke 17 vers 22, 'n vrolike hart bevorder die genesing, maar 'n verslae gees laat die gebeente uitdroog. Dis hoekom ons nodig het om mense wat in krankheid is, mense wat 'n siekte op te beer, om hulle vrolik te maak, om hulle te bring op die plek waar hulle sê, man, ons bid saam met ons vertrou jou, die Here gaan jou vinnig hier oplig, die Here gaan jou vinnig hier optrek. Ons gaan nie daar sit en kla net so hard langs die siek ou as wat hy kla nie. 'n Vrolike hart bring genesing. Ons moet reg glo rondom siekte. Siekte is nooit God se wil nie. As jy dit nog nie iewers geskryf het, skryf dit iewers neer, want daar's baie mense wat daarmee struikel. Mense glo party siektes is God se wil. Dis nooit God se wil nie. Daar's nie een plek in die Bybel, daar's nie een plek in die woord wat dit ooit God se wil was dat iemand moet siek wees nie. Siekte is 'n instrument van die duiwel en God werk nie met dieselfde gereedskap as die duiwel nie. Jesus het elke siekte, elke kwaal genees. Dis wat ek in my Bybel lees. Elke siekte en elke kwaal en elke tekort het hy vervul. Hy het elke begrafnis wat hy bygewoon het, hy die dooies opgewek. Dis wie Jesus was. Die volgende een is gebrek aan hoop. Wat sê Paulus 1 Korintiërs 13 vers 13? Laat ons sien wie ken hulle Bybel. En nou bly hierdie 3. Geloof, hoop en liefde. Halleluja. Hoop is een van die 3 goed wat Paulus sê, wat oorbly nadat alles anders nie meer saak maak nie. Hoop. Ons moet nooit hoop verloor nie. Ek onthou op 'n dag toe ek daar amper bankrot gewees op die plaas en my maale kom daar aan. En maar ek huil dat die damme loop uit my oë uit. En daai dag toe sê my ma, jy het nodig om hoop te skep. Jy moet dit skep. En ek was so teneergedruk en so mismoedig en moedeloos gewees. Ek het nie geweet hoe nie. Maar daai woorde het ek onthou. En prys die Here, ek het hoop geskep. Nou kan ek vandag weer vir julle preek. Prys die Here. Gebrek aan hoop. Wat is die effek van depressie? Kom ek verduidelik vir die kringloop van depressie. Depressie begin in jou gees. In die gees van die mens, ons is gees aan die heel binnekant. Dan het ons 'n siel, dis ons wil, ons denke, ons emosies.
En dan het ons aan die buitekant ons liggaam. Ons is soos 3 sirkels wat binne in mekaar vervat is. En wanneer omstandighede dit reg kry om hierdie heel binneste kern van my negatief te stem, dan begin my gees oordra in my emosies. Ek begin hartseer raak, ek kry eensaam. Het jy geweet dat depressie, die vader van depressie is die weeskindgevoel. Weeskindgevoel is dit wat gebeur die oomblik wanneer ek in sonde leef en ek word van God afgeskei en ek verloor my vaderbewustheid. As ek nie die vaderbewustheid meer het, kry ek die weeskindgevoel en die weeskindgevoel lei na depressie. En wanneer die depressie daar is in my gees, dan begin dit my emosies, my wil, my intellek. En wanneer dit besoedel is, gaan hy buitekant toe na my liggaam toe. My mond begin dit praat. My liggaam begin ly daaronder. Weet jy hoeveel siektes, fisiese siektes begin met depressie? Duisende. So wat doen hy? Hy vat my gees, dit loop oor in my siel laat dit by my mond uitloop, my ore hoor wat my mond sê, en hy vat dit weer binne in my gees in, en my gees openbaar dit weer in my wil, en my mond praat dit, en my ore hoor dit, en daar begin 'n kring loop, en hy loop oor en oor en oor, en hy vermeerder net in hoe drasties hy jou vat, en hoe verder ek dit vir myself sê, hoe verder beland ek in hierdie geweldige probleem. En dan op die ouend is my liggaam besoedel, my liggaam is siek, ek gaan dokter toe, ek kom by die dokter neem ondersoeke, en hy sê vir my, okay, jy ly aan, ek weet nie hoeveel grade van depressie is daar nie, maar daar is baie verskillende soorte. Maar is een en dieselfde gees. Maar wat sê die dokter? Okay, die nommer 1 ding wat ons mee begin is antidepressante. Nou antidepressante, die oomblik wat jy antidepressant drink, weet jy wat doen 'n antidepressant? 'n Antidepressant maak jou gedagtes stil. So die kringloop is, my gees is negatief, het loop oor in my wil en my emosies, hulle loop oor in my mond, en my mond loop oor in my ore, en my ore gaan weer in my gees. So al wat die dokter doen is, hy breek die siklus. Sodat my gedagtes nie meer kan dink nie, sodat ek kalmeer en rustig raak, en dan is die geveg minder. Maar die probleem is nog steeds daar. Die probleem word nie uitgesorteer nie, want die gees is nie weg nie. So wat doen ek? Nou drink ek antidepressante. Daar is Janie daar buite, sy kan vir julle hier kom vertel hoe die dokter vir gesê het, jy gaan die res van jou lewe op antidepressante moet leef. Die res van jou lewe. Ken die mense wat dit gehoor het, ook by die dokter? Ek het al van 'n paar gehoor. En daar's 'n paar wat dit doen, en weet jy wat gebeur, die oomblik wat ek hy antidepressante begin drink, dan kan ek nie meer so lekker dink nie, ek kan nie meer goed redeneer nie, ek het nie konsentrasie nie, ek het nie geheue nie, so ek kan nie meer werk nie, so ek gaan sit, en my lewe is verby. En die boek slaan toe. Wat 'n set van die duiwel. Wat 'n geweldige instrument in Satan se hand, wat ons so voor moet waak, wat ons onsself uit moet losruk, en die Here se hand gryp en sê, Jesus, wees my genadig, laat ek nie daar land nie, laat ek nie voor hy reus swig nie. En die laaste ding wat gebeur met so 'n mens is, sy voorkoms verander. Jy kan dit sien in sy gesig. Jy kan dit sien. Net soos jy die blydskap van die Here in 'n Christen se gesig kan sien, so kan jy die depressie sien in iemand se gesig wat daaronder lê. Hy's vasgevang. Sy voorkoms het dit aangeneem. Die laaste punt wat ons volgende oor gesels, bevryding van depressie. Dink daar's 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 punte. Ek gaan net so vinnig daaroor gaan. Die eerste een is jou wil. Jy sien, die grootste ding in 'n mens wat ly aan depressie se lewe is, hy het nie meer 'n wil nie. Hy is besluitloos, hy het nie 'n opinie nie, hy weet nie wat hy eintlik moet doen en wat hy wil doen nie, want die siklus van sy geheue en sy gedagtes is gebreek. Hy het moeg geword vir die stryd. So die eerste ding wat moet gebeur is,
'n mens moet hierdie persoon kry tot op die plek waar hy sê, maar ek wil regkom. En die meeste van hulle, sal jy sien, as jy met hom praat, hy wil nie eers dit sê nie. Hy voel hy kan nie. Hy sal slaag sê hy kan nie. 'n Wilsbesluit. En 'n wil, al kry jy net gewilligheid, dan is dit al die begin. Om gewillig te wees, om te sê ek wil regkom, ek wil ontslaa raak, ek wil 'n nuwe mens wees. Nou die tweede punt is, haal jou oë van die probleem af. Word vry van die fokus op die probleem. Want die duiwel sal dag en nag hy probleem vir jou gooi. Hy sal dag en nag jou herinner. Hy kan die geskiedenis so baie goed onthou. Hy kan jou hele lewensloop so baie goed onthou. So goed as wat God die ooste van die weste verwyder en jou sonde vergeet en begrawe en nooit weer daaraan dink nie, so goed onthou die duiwel hulle. En hy bly hulle voor jou gooi. En hy bly die probleem vir jou bring. En daarom het ons nodig om die woord te vat en die woord te begin herhaal. Ons het nodig om die woord oor en oor vir onsself te spreek en dit waarheid te maak. Kyk wat sê Hebreërs 4 vers 12. Want die woord van God is lewend en kragtig en skerper as enige tweesnydende swaard en dit dring deur tot die skeiding van siel en gees. Weet jy hoe wonderlik is dit dat die woord daar kan indring? Daar in jou binneste in die gees waar geen medisyne kan kom nie. Daar waar geen mense woorde kan iets 'n verskil maak nie, waar daai gees van depressie homself gaan setel het. God se woord dring daarin. Hy sny met daai tweesnydende swaard daar binne. En hy bring skeiding in daai bande wat jou daar bind. Hy sê hy haal gewrigte en murg uitmekaar uit. Het jy geweet dat dis die enigste plek wat die wetenskaplikes vandag sê waar die dokter se skalpel nie kan sny nie. In 'n mens se liggaam. Hy kan nie tussen jou bene en jou murg sny nie. Is dit wonderlik nie? Die Here het dit seker al duisende jare terug geweet toe hy dit geskryf het hier. Laat ons kan besef dat daai swaard sny in die bande van depressie en hy breek hulle af soos geen ander ding kan nie. Hy's 'n beoordelaar van die oorlegginge en die gedagtes van die hart. Wat is oorlegginge? Dis die goed wat oor en oor gedink word. Oor en oor gedink word. Sien jy die siklus van depressie? Daai goed wat oor en oor negatief in jou hart herhaal word. Hy sê die woord van God is die beoordelaar daarvan. En wanneer God gesê het uit, dan het hy nie meer plek nie. Prys die naam van die Here. Halleluja. Die derde een, die krag van die bloed van Jesus. Ons moet die bloed van Jesus Christus toepas oor mense wat depressie het, want hulle moet bevry word van die demoniese binding. Hulle moet bevry word van daai ding wat hom vasgryp en wat hom hou en hom negatief stem. Hy moet bevry word van sondeveroordeling. Hy moet verwys word na die vergifnis wat daar is in Jesus Christus. Hy moet wegkom van die valse skuldgevoel wat die Satan oor sy lewe bring. Die bloed van die lam maak ons vry. Hy sê ons sal oorwin deur die bloed van die lam en die woord van ons getuienis. Dan die vierde een, spreek dit aan in die naam van Jesus Christus. Dis wat Janie gedoen het. Sy het eenvoudig haar mond geopen en gesê in die naam van Jesus Christus is ek vry van depressie. Is ek los daarvan. Hy sal nie aan my vat nie. Hy sal nie oor my heers nie. En dan moet 'n mens waak daarteen, want onthou hy wil weer terugkom. Die woord van die Here sê as 'n sterk man uit 'n huis uit gewan is, dan kom hy na baie dae terug met 7 slegter as hy self. En as hy daai huis skoon en leeg vind, dan trek hy weer in. So daai plek moet vervul word deur die Heilige Gees. Nie die valse trooster nie. Prys die naam van die Here. Vyfde ene, lofprysing. Lofprysing, uitbundige lofprysing. Hande in die lug lofprysing. Oordadige lofprysing. Ek het vanoggend aan Henry gedink. Henry Simon, Elna se man. As ons daar bidtiere gehad het, nommer 1 op ons bidtierlys, nommer 1 liedjie was Alive, Alive. En hy het elke keer as ons by die bidtiere is, dan vra ons, wat 'n nommer wil wie sing? Dan sê Henry, Alive, Alive. En as ons hom sing, dan klap hy aan en hy juig en hy jubel voor die Here. Hy het nooit depressie in sy lewe gehad. Die een ding wat hy definitief nooit gehad het. Lofprysing. 6de ene, belydenis van die woord. Ek het nodig om hierdie skrif te vat. Put on the garment of praise for the spirit of heaviness. Put on the garment of praise for the spirit of heaviness. Lift up your voice to God
Praise in the Spirit and with understanding. Oh, magnify the Lord. Dan nommer G, wat is dit nou? Die 7de ene, koinonia. Wie praat Grieks hier wat vir ons kan sê wat beteken dit? Koinonia is die gemeenskap van die gelowiges. Ons het mekaar nodig, broer en suster. Ons het mekaar nodig. Ek het julle nodig en julle het my nodig en ons moet mekaar oppas. Ons moet vir mekaar daar wees. Partykeer is ons bietjie laks daarin, maar die gemeenskap van die gelowiges is wat jou uithaal uit depressie uit. Dan die volgende een, krag van die Heilige Gees. Jesaja 10 vers 27, kyk wat sê hy daar. And it shall come to pass in that day that his burden shall be taken away from off thy shoulder, and his yoke from off thy neck, and the yoke shall be destroyed because of the anointing. Wie bring die anointing? Die Heilige Gees. Die Heilige Gees salwing. Ek moet myself bevind op die plekke waar die salwing van die Here is. Ons moet in die salwing van die Here beweeg. Ons moet bid tot die salwing van die Here daar is. En dan sal die juk gebreek word oor jou nek. Halleluja. En dan die laaste ene, bevrydingsbediening. Daar's 'n plek, daar's mense wat bevryding doen as 'n spesiale bediening in die kerk en 'n spesiale bediening in die woord van die Here en in die waarheid van die Here. En so dit is ook 'n metode om ons vry te raak van depressie. Sou mens nie die vesting gebreek kry self of met die hulp van jou broers en jou susters nie. Maar ek gaan afsluit vanoggend. En ek wil hê dat ons nou net ons hoofde gaan buig. En ek wil vanoggend vra, as daar enige iemand hier is, wat terwyl ons vanoggend gesels het oor hierdie groot reus wat die Satan in lewens inbring. As daar enige iemand vanoggend is wat gesê het, ek het hom raak gesien in my lewe. Nou wil ek jy vra om die vinnig jy hand op te steek en weer te sak. En laat ek saam met die gaan bid. Jy kan maar weer sak, dankie. Dankie vir die hande. As daar enige iemand vanoggend is wat 'n familielid het, wat jy weet, hierdie probleem het, steek jou hand op. Ons gaan vir jou intree saam met, ja, dankie Here, dankie. Dankie Jesus. Halleluja. Dankie Here. O Vader, ons dankie Here dat U het gekom om gevangenes vry te laat. Here, U woord sê in Jesaja 61, die Gees van die Here is op my. Halleluja. Here, en ons dankie vanoggend vir die Gees van die Here wat op ons is, Here. Om gevangenes vry te laat. Om die blindes te laat sien. Om die boeie te laat afval. Om 'n gewaad van lof te gee vir 'n verslae gees. Om sieraad vir as te gee. En Here, ons kom en ons roep dit uit oor elke persoon wat vanoggend hier sit, wat sê depressie het 'n houvas in my lewe gekry. Ons kom verklaar in die naam van Jesus Christus dat jy vanoggend vry is daarvan. Hy sal oor jou nie meer heers nie. Hy sal jou nie meer vashou nie. Hy sal jou nie meer sy kloue en sy tentakels bind nie. Vanoggend word die bande afgesny met die swaard van die Gees. En jy stap in vryheid weg. En mag geen gedagte weer by jou opkom wat depressief is nie. Mag jy elke gedagte gevange neem in die naam van Jesus Christus. Here, ons kom vanoggend en ons kom tree in vir familielede. Here, Nehemia het gesê, kom staan in die bres, kom staan in die laaplekke van die muur, vir julle vroue, vir julle kinders, vir julle mense. En Here, so staan die volgende manne en vroue in die bres vir familielede. En ons wil bid, Here, dat die verlossing van Jesus Christus vanoggend by hulle sal uitkom. Dat hulle vrygemaak sal word van hierdie geweldige binding. Here, dat U hulle sal verlos van die vals troosters. Laat die ware trooster sy plek sal inneem in hulle lewens. Dat U hulle sal verlos van die antidepressante wat hulle nie nodig het om te drink as die Gees gegaan het nie. Maar ons wil bid, Here, dat daai Gees met die veldbrand van God se teenwoordigheid verwyder en vernietig sal word. Uit elke lewe uit wat vanoggend hier verteenwoordig is, Here. Vir elke persoon wat sy hand opgesteek het en gesê het, sien my niggie, my neefie, my oom, my tannie, my broer, my suster, sien hulle raak. Here, mag daai Gees vanoggend vlug voor die Gees van die Here. En mag hy volmaakte bevryding bring in Jesus Christus se naam. Halleluja.
Halleluja, dankie Jesus.